bin, jy weet, omdat daar nou al reeds die Showmax program was en die koerante en die boek, so jy het op 'n stadium van jou lewe gekom wat jy net gesê het, weet jy wat, ek moet my verlede agter my sit, daar gaan nou maar vrae wees wat ek nooit beantwoord kry nie, maar ek moes aanbeweeg het, en jy weet met die tydperk op TikTok, het ek ook baie dinge geleer omtrent mense, alhoewel ek gedink het ek is iemand wat mensekennis het ek bietjie gevul daarin, en waarin ek baie teleurgesteld was in myself is, met dit wat ek al reeds deur is in my lewe, dat ek nog steeds in hierdie tipe van, kan ek sê, traps ingeval het, en verkeerde mense vertrou het, so ek wil graag, as ek nou iets doen, wil ek dit doen met my lewe, wat ek vorentoe mee beweeg het. Ek meen, jy kan nie heeltyd so in die verlede lewe nie. Ja, ek dink dit is ook verstaanbaar, want ek bedoel, jy word die hele tyd teruggevat na hoeveel jaar toe? 14 jaar? 14 jaar. Ek bedoel, gaan 'n mens die hele tyd vastrek op 14 jaar? Nee. Plaas, in alle eerlikheid, hoekom kom iemand nie op met 'n fucking antwoord nie? Dankie. Dit sal vir my baie beter wees, weet daar's 'n grafsteen en ek kan sê op die einde van die dag, okay, daar sy neergelê. Okay, maar kom ek vra jou 'n moeilike vraag. Wat as hy gelewe het en hy's 'n jaar terug oorlede, hoe sal dit jou dan tref? Ek vra net. Ek weet dit is 'n baie moeilike vraag om te antwoord, as jy nie wil nie, hoef jy nie. Maar ek sit en dink, wat dan? Hoe sal jy dan voel? Like as jy dit moet uitvind. Bin en hy's dan oorlede en ons kan hom begrawe. Nee, hy's klaar begrawe. Ek dink dit sal my Kan nie. jy dan wil research doen oor wat gebeur het in die laaste 13 jaar of wat? Nee, glad nie. Wat jy nie plan nie, dit sal my fucking pla, verskriklik. Ben dit Wat? onthou elke dag van my lewe, sal ek partymal net so sit en dan sal ek dink, kom ons sê hy lewe en hy saam met 'n ander familie en hy's in 'n ander land oor see en hy's happy go lucky. Ek dink partymal daaraan en weet hy wat aangaan in my lewe. Maar Mag ek reguit vra? Jy mag. Is hy daai tipe man wat dalk 'n ander vrou sou gevat het? Nee. Weet jy wat gaan partymal deur my kop, kan ek jou eerlik sê? Sê vir my, dis my interessant. Daar is baie kere wat ek gedink het dat hy dalk so diep in die moeilikheid was dat hy miskien nog net die regte besluit gemaak het om ons almal te beskerm. Maar nee, in my hart dink ek dink dat regtig iets baie ergs met hom gebeur. Dat iewers het iets verkeerd geloop en jy weet bin die tipe van lewe wat ons gelei het, moes ek ook maar aanvaar dat ek moet stil bly en daar seker vrae wat jy maar net nie meer vra nie. Want dit maak nie saak hoe, weet, vir my is en jammer ek noem sy naam nou hierso, Mike Bolhuis is ongelukkig die persoon wat die saak nog altyd ondersoek. So, na 14 jaar, ten minste, moes al iets opgekom het, verstaan jy? Jy kan nie vir my sê, dat jy dink hy's dood en 'n ander persoon sê hy lewe, dat jy nog nooit met konkrete bewyse gekom het, dat hy vermoor is nie. As jy vir my sê, dat hy uit die land uit gevlug het, ek meen bin, hoe moeilik is dit om iemand op die einde van die dag op te spoor, of soos hulle vir my gesê het, as iemand nie wil gevind word nie, sal hy nie gevind word nie. Ja. Hy was van Randfontein en van Krugersdorp. So as hy vandag hier moet opdaag, sal dit vir my seker 'n skok wees, maar ek sal nooit my lewe wat ek nou, dit was Ralph Heinz. So binne as hy vandag hier moet opdaag, sal ek sal glad nie my lewe wat ek nou het opgee om terug te gaan hom toe nie. Want jy weet dit is 14 jaar wat al verby is weer my lewe. Ja. Maar
ja, ek sal bitter graag op die einde van die dag, ekskuus, 'n explanation wil hê. dis al. Of ten minste, weet voordat ek doodgaan, ten minste net weet, okay, hy is gevind, hy is begrawe, maar vir iemand om 14 jaar vermis te wees en niemand kan vir jou ooit sê is daai persoon dood of lewe hy nie. Dit is net dis iets wat jy maar elke dag van jou lewe mee saamlewe. Wonder as hy lewe, weet hy wat in my lewe aangaan en ek dink ek sal net een vraag vra en vra hoekom. Ja. Dis al. Maar jy weet, dit is 'n baie moeilike situasie, jy weet, wanneer mense na 14 jaar nie gevind is nie. Ons twee opsies. Of hulle het verdwyn, of hulle was gekidnap, of hulle was vermoor. Ja. Jy weet wat, Ben, ek het altyd gewonder, kom ons sê maar nou net, hy was gekidnap of toegesluit gewees in 'n ander land, vir een of ander iets, of vir al die jare Hulle is hom gekry. Hulle is hom gekry het. So, met die tegnologie wat ons het, kan ek nie glo dat hulle ten minste nie met iets opgekom het nie. Maar wat het gebeur met die helikopter daai dag? So, bin die oggend, toe, moet ek net kyk hoe ver is my foon gecharge. Die oggend, toe hy vir my gesê het, hy gaan Middelburg toe, vir, hulle gaan goudstof toets, Ja. is hy Kitty Hawk toe, en daar het hy opgestyg, en hier teen laat aand, weet hy het my Dawie was mos saam met hom. Dawie het hom ons daar ja, gevat. daar het hom gaan aflaai, ja. Ja. So, hy het my ten minste 2 keer 'n dag gebel. En daai dag het hy my glad nie gebel nie, nadat hy weg is by die huis nie. En seker so in die aand, laterig die aand, toe bel ek vir Dawie, en toe vra ek hom, luister, waar is julle? Toe sê hy, nee, maar hy sal terug. Ralph het hom gesê, hy moet terugkom. En van daai aand af, dit was die Vrydag aand gewees, die 21ste Januarie. So, die ou wat hy mee gevlieg het toe vir my laat weet, hy het vir hom 'n bantam bakkie gegee, en jy weet, hy het net sy een been was 'n kindsbeen gewees. Ja. So, hy kon glad nie 'n rat kar ry nie. Al sy karre was outomaties. Ja. So, toe die ou vir my laat weet dat hy het 'n bakkie geleen en hy het van daar af gesê hy gaan huis toe kom. Maar dieselfde aand wat hy weggeraak het, toe laat weet hulle vir my, hulle het die bakkie gekry, hy was gehijack, maar die persoon wie se bakkie dit was dieselfde mense wat hy met die helikopter gevlieg het. So die polisie het dit nie gekry nie, die persoon wat hom die bakkie geleen het op die bakkie afgekom en gesê hy was gehijack gewees. Maar hoe weet hulle hy was gehijack? Hoe kan hulle dit bewys? Dit is die groot ding bin, ek het nog gevra, kan hulle my net asseblief die bakkie wys? Weet, want ek sou geweet het, kom nou in daai bakkie sit en die bakkie bestuur het, die venster was uitgeslaan gewees en hy was weg. Maar al hierdie goeders was vir my vertel deur die persoon saam met wie hy gevlieg het. So het die polisie oor die bakkie gesien en al daai op die toneel afgekom. Nee. So wil jy vir my sê waar ek en jy hier sit, dis hearsay? Ja. Maar dan lyk dit mos soos 'n setup. Ben, ek het my eie teories omtrent dit, die dag toe ek inbel, en ek gaan dit sommer nou maar hier sê, die Vrydag aand toe bel ek vir die kolonel, en julle sal dit hoor, op Showmax se program, sê hy daar, hoe kan ek iemand binne 'n paar uur vermis verklaar, as ons weet wat se streke het hy gehad.
So ek het hom die Vrydag aand gebel en gesê ek dink Ralph is vermis. Die Saterdag het hy by my aangekom. Die Sondag toe's ek na die polisiestasie toe. Toe gaan doen ek eers 'n vermiste persoon 'n docket whatever. Net 'n goue vraag. Het jy die helikopter se flight plan gesien? Baie interessant. So die helikopter, sorry Ben, ek wil net gou iets gaan aansit vir Charity. Die helikopter wat hy daar is mos hy wys vir jou wanneer hy opgestyg. Yes, en waar Daar's mos 'n hele ding wat jy kan. Ja. En toe ek dit aanvra, toe word daar vir my gesê maar daar wys dat hulle nooit weer opgestyg het nie. Nou dit was vir my baie snaaks geweest Wag. Die vliegtuig, die helikopter skies. Die helikopter het gevlieg of het hy nie gevlieg die dag toe Davie hom gaan aflaai nie? Ja, hulle het van Kitty Hawk af het hulle opgestyg. Ja. Toe wys hy het weer geland. Nou Op dieselfde plek waar hy gestyg het. Nee, my afleiding was, soos wat hulle my verduidelik het, dit was toe hulle die goudstof in Mpumalanga gaan toets het. Okay, maar het jy die flight plan gesien of is dit weer net hearsay? Yes, hy. Wow. En Okay, maar nou, hoekom het niemand die records of jy weet die records van daai flight plan nie? Ek bedoel julle kan julle my net reghelp. Wie kan my reghelp hier? As 'n vliegtuig of 'n helikopter in die lug gaan, moet hulle nie clearance kry of enigiets nie. Sorry, ek vra maar net. Moet daar nie 'n clearance wees nie? Is daar nie 'n ping op die jy weet in die helikopter nie? Maar Ben, my vraag is daar is nooit 'n docket gewees nie. Mike Bolhuis het die saak net so oorgevat. Die kolonel wat op die saak gewerk het, is op die einde van die dag sy werk verloor en het van Mike gaan werk. So hulle al twee werk op die saak, soos wat ek kan verstaan. Soos wat hulle vir my gesê het. Hy en Luke Enslin. En hy het 2 fone by hom gehad. So wat jy vir my sê, hulle kon nie met die tegnologie wat hulle het, om weet 10-10-1 net opgespoor het met die een foon wat nog heeltyd gelei het nie. Ja, wel, as jy in 'n helikopter is, daai tyd dan het jy weet 10 jaar terug, ek dink op daai tyd was dit nog jy weet Google Maps, ek weet nie hoe ver was Google Maps in 2010 nie. En Ben, ek het die oorspronklike, jy weet die IBM nommer, Ja. so IME nommer. IME nommer, as dit is ja. So ek het die oorspronklike boksie nog gehad. En hulle het vir my, soos wat ek verstaan het, as jy daai nommer het en 'n foon is nog aan, dan kan jy daar sê die IMEI nommer, dankie. Dan kan jy die foon nog steeds trace. So wat gebeur het die aand? Omdat ons die foon was nog op my naam gewees en dit was 'n Cell C kontrak. Toe het en die mense wat ons Wat 'n foon was dit, Luna? 'n Samsung. Wat 'n Samsung, die flip Samsung. Ja, daar wat nog so oop geflip het. Daai is die grys is die colored screens wat net uitgekom het daai tyd. Ja. En toe het ek Cell C gebel. Toe vra ek vir hulle, luister, kan julle my asseblief help? Want ons het die persoon geken daai tyd by Cell C. Toe gee hulle vir my koördinate. Hulle het my coordinates gegee. What is called triangulation. Ja. So ons het die 2 syne opgetel. Die een syn was 'n toring gewees in 'n kompleks en die ander toring was net so verby die huis waar die helikopter se helipad was. Maar Ja. snaaks genoeg bin, toe ek in Middelburg kom, wou hulle my glad nie toelaat by die ou se huis nie. Ja. Die persoon wat hom laaste gesien het. So, maar om nou net terug te kom, so Mike het die saak oorgevat. Luke Enslin is weg by die polisie en hy het saam met Mike gaan werk.
Nou Enslin sê hy vlug. Mike sê hy's dood. Jy weet, my grootste probleem hier en ek is nie 'n speurder nie, ek is nie 'n polisieman nie, maar ek's ook nie fucking stupid nie. Die grootste ding wat my pla is, eerstens die helikopter wat geen flight plan het nie. Tweedens, die kar wat die polisie nooit gesien het wat hy gehijacked was in nie. En derdens, die triangulation en goed wat deur sy selfone gedoen word. En kan ek vir jou my opinie gee? Jy kan? He ran away.